alleen is waardig. Hy alleen is waardig. Wie alleen is goed. Hy alleen is goed. Wie alleen is verheerlik in heiligheid. Hy alleen. Jesus is sy naam. Die seun van die lewende God. Ons aanbid U vanmôre, Here. Dit is ons vreugde. Dit is ons lied vanmôre. U is my lied en my vreugde. Want U is my Here en my God. En ons verlustig ons in U vanmôre. Ons verbly ons in die Here vanmôre met 'n onuitspreeklike blydskap, want Hy is hoog en verhewe. Ja, baie lofwaardig is die Here. Hy is 'n God wat wonders doen. Ja, die God wat wonders is in ons midde vanmôre. Die God wat harte verander, die God wat lewe verander, die God wat 'n negatief en 'n positief verander, die God wat duisternis in lig verander, die God wat uit chaos uit orde skep. Hy's 'n wonderbare God en Hy is in ons midde vanmôre. Roep uit tot jou Here, roep hom aan in die dagpunt van jou benoudheid en Hy sal jou uitred en Hy sal jou bekend maak. Groot en ondeurgrondelike dinge. Hy is die God van jou heil. Hy is jou saligmaker. Hy is jou geneesheer. Hy is jou voorsiener. Hy is jou God vanmôre en Hy is in ons midde. Ons verwelkom U in ons midde vanmôre, Here. En ons dank U. Ons dank U dat ons U kan aanroep in hierdie dag. U is 'n God van naby. Naby U is U. By ons, in ons, oor ons, saam met ons. U hand ondersteun ons van onderaf. Die Heilige Gees is op ons. Jesus, U het gesê, ek is met julle. Oral waar ek kyk, sien ek Jesus. Oral waar jy kyk, of jy opkyk, jy sien hom. As jy afkyk, sien jy sy hand. As jy langs jou kyk, sien jy sy leiding en sy rigting wat hy gee. Yes, everywhere I look, I see Jesus. Kyk vanmôre na hom. Kyk na Jesus. Kyk na hom. Hy is jou hoop. Hy is jou hoop. Look to Jesus. Look to Him. Hou jou oog gefestig op hom. Hy sal jou ry op paaie van geregtigheid. Hy sal jou lei met sy oog. Ken hom vanmôre in al jou weë. En hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Los die kronkelpaaie. Die weg van die Here is 'n nou en 'n reguit weg. Hy ken jou. Leer ook om hom te ken. Halleluja. Die Here is in ons midde tyd. Hy sê, He is here. So let's celebrate the presence of the Lord. Dankie vir die salwing. Wat sal ons sonder U doen, Here? Waar sal ek heen gaan? Ons het niks en ons het nergens om te gaan as U nie met ons is nie. By U is die woorde van die lewe. By U is krag. By U is lewenswater. Waarmee sal ek my siel versadig? Daar is niks anders wat my siel en dors kan les nie, behalwe die water wat in die stroom van God uitvloei na my hart toe. Dis al wat bevredig vanmôre. Die wêreld laat my weer dors kry, want die water van die Here verkoop my siel. Ek sal in ewigheid nooit weer dors hê nie, want Jesus is my versadiger. Ons dank U vanmôre. Oh, halleluja. O Here, ons God. Halleluja. God, lieflik was dit om vanoggend in U teenwoordigheid in te kom, Here, met ons lofsange. Here, U Gees het werklik
beweeg vanoggend. En my gebed is in hierdie oggend en Aba Vader. Dit daai een oomblik in tyd wat ek beleef het, waar ek Jesus, ons redder, ons verlosser, in sy heerlikheid gesien het. Here, is my gebed. Here, wil U dit nie net vir elke een van ons wat vanoggend hier teenwoordig is, en ook net oopmaak, Here, dat hulle kan ervaar dit wat U vir my gewys het, Here. Here, woorde kan ek nie beskryf nie. Maar my God, ek dank U dat U dit vir my gewys het. Here, want dit wys vir my hoe kragtig en hoe magtig is ons Here. Hy wat ons redder is. Hier waar ons nou praat van ons liewe Jesus. En dit is hy is ons herder. Here, dit wat ek ervaar het vanoggend, wys vir ons van Christus in sy heerlikheid en in sy mag. En Vader, dit is genoeg vir my. Daarom is my gebed, Here, dit wat ons ervaar het, en ek bid dat dit sal deurvloei na elke een van ons wat in hierdie diens is vanoggend, my God. Daarom bid ek, Here, dat U seën van die woord magtig op pastoor Jan sal wees. Here, elke hart sal ontvanklik maak vir dit. Die woord wat uitgaan, wil ek bid, Here, dit sal kragtig wees. Word nou verder geseën in hierdie diens, Here. O Heilige Gees, U is die eregas. Amen. En soos U alreeds gewerk het, bid ek, Here, Heilige Gees, dat U sal aanhou. Word verheerlik dan verder in hierdie diens, is my gebed in Jesus naam. Amen. Ja, soos my broer gebid het, Jesus is genoeg vir my. As jy nie Jesus het, sal jy nooit genoeg hê. Jy het agtergekom. Die mense wat Jesus het, het nooit genoeg nie. Hulle wil nog 1 miljoen hê. Hulle wil nog prestasies hê. Hulle wil nog bekers op hulle tafel hê. Prestasiebekers. If you don't have Jesus, you never have enough. But if you only have Jesus, you always have enough. Jy het eintlik niks anders nodig as Jesus nie. Hy is alles in een pakket. En ek dank hom vanmôre. He's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai, the God of plenty, the all-sufficient one, God Almighty. Jesus is more than enough. Ag, miskien moet jy dit net sê vir daai een wat nou langs jou sit. Want hy of sy het nodig om dit te hoor. Jesus is meer as genoeg vir jou. Hy is alles wat jy nodig het. Moenie verder kyk nie, moenie verder soek nie. Ons praat ons van die one-stop shop. Hy is, met alle respek, he is my one-stop shop. Dis alles wat ek nodig het. Amen. Wil julle meer van hom hê? Ek dink hy begeer om meer van homself te openbaar, maar daar's voorwaardes. Wanneer God sê dat ek wil myself in 'n groter mate aan elkeen openbaar. Vir 'n oomblik het jy hom gesien. Maar ek glo dat die Here is nie 'n God wat wil wegkruipertjie speel met ons nie. Hy wil homself openbaar. Hy is nie 'n God wat sê, hoorie, ek wil kyk hoe skaars ek kan wees in jou lewe nie. Nee, hy wil ten alle tye betrokke wees in jou lewe. Maar hy is nie 'n God wat homself afforceer op mense nie. Maar hy is ook nie 'n God wat sommer net enigiets toelaat in sy spasie nie. Want hy is 'n heilige God. En Psalm 24 sê, wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hart is en skoon van hande is. Met ander woorde, God soek 'n rein werktuig
wat in sy teenwoordigheid opereer. So as ons meer van hom wil hê, ons het net so 'n smaakie van hom, baie van ons gekry, en selfs net daai smaakie, skep 'n begeerte, ek moet meer van dit kry. Weekend promosiewerk. My ma was 'n promotor gewees. Daai promoters, hulle ken hulle job, hoor. Want hulle staan in die winkels, en hulle nou net so 'n ou tandestokkie, en so 'n ou klein ou stukkie chicken nugget, of 'n nuwe produk op, en dan sê hulle, proe net hierso. Maar my ma was die promotor, soos ek gaan, my ma soms my die hele pan vol gegee, en sê, hoor, hou aan proe tot die vol is. Maar meeste mense, mag net proe, en as jy nou eers geproe het, en dit is so lekker, dan sê jy, hoor, gee my die boks. Gee sommer 3 bokse, né? Dan het my gevang nou die dag. Ek eet nie eens sekere goedes nie, maar toe sy nog kasies daarso. En ek het gegaan om brood en melk te koop. Maar toe ek nou die kasie proe, toe sê ek, gee maar die blokkie. Maar ek kyk eens wat is die prys nie. Toe dit nou gescan word, toe is ek amper as my blokkie terug te gee. Want die blokkie is nou amper 'n hele trolliese vleis. Maar as jy gesmaak het dat God goed is, dan soek jy meer. Soek jy meer? Ons almal het vanmôre iets gesmaak, maar daar is soveel meer. Maar ons moet rein van hart wees en skoon van hande om meer van dit te beleef. Amen. Ons moet uitverkoop wees. Jy moet geldjies uithaal om 'n produk te koop. As jy uitverkoop van Jesus, hoe meer ons uitverkoop is, hoe meer sal ons hom beleef. Hy is altyd daar, maar ek praat van sy tasbare. Hierdie wat ons nou daai kenmerklike tasbare teenwoordigheid van God. Nie sy algemene teenwoordigheid, hy is altyd daar. En ek dank God vir sy algemene teenwoordigheid. Maar wow, in moments like these, I just want to sing out a song to Jesus. Dis daai oomblikke soos hierdie waar jy wil net daar bly. Jy wil amper sê, luister, los my net uit. Ek het dit al van jou beleef vanmôre wat jy sê, ek ervaar hom nou so, niemand moet nou naby my kom, dit is nou ek en Jesus. En dis daardie oomblikke wat ons moet spag dan. So ons gaan vanmôre met jy praat oor ons moet ons reinig. Ons moet skoon wees, sodat ons meer van hom kan beleef. Is dit reg? Ek gaan nie lank besig hou nie. Jy kan my vat op my woord vanmôre. Without further ado, kom ons gaan na Galasiërs, hoofstuk 5, net een versie, Galasiërs 5, vers 16. Wandel deur die Gees, en dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Wandel deur die Gees, en julle sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Broer en suster, hier is 2 kategorieë van mense hier vanmôre en oral in die wêreld. Ek en u word of gelei deur ons vlees, of ons word gelei deur ons Gees van God wat in ons woon. Jou gedagtes, jou hart, jou denke, jou begeertes is of gerig op die dinge van die Gees of die dinge van die vlees. Luister, daar's nie 'n goue middeweg nie. Mense praat so van die goue middeweg. Hier's nie 'n goue middeweg nie. Jy kan nie bietjie van dit en 'n bietjie van daai nie. Jy word of deur die Gees van God gelei of jou vlees lei. Punt, finish, klaar. En dis die wat deur die Gees van God gelei word, wat meer sal smaak van God se goedheid, meer sal ervaar, meer sal beleef van sy guns en sy heerlikheid en sy krag in jou lewe. Maar jy moet wandel deur die Gees om meer van dit te beleef. Kyk gou vinnig wat sê Romeine, die 8ste hoofstuk. Hy sê daar in vers 5, hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Wat het jy bedink voor die kerk toe gekom het volgende? Wat het jy gister bedink? Waarmee is jou gedagtes heeltyd besig? Wees net vir 'n oomblik eerlik met jouself. Wat is jy gedurig mee besig om aan te dink? Want ons kan maklik iets voorgee.
Maar waar is jou gedagtes? Jy kan hier sit vanmôre, maar jou gedagtes is op 'n ander plek. Jy kan hier sit vanmôre en dink oor, wie gaan ek oornooi vir ete vanmiddag? My maag grom nou verskriklik. Of jy mag dalk hier sit met worries oor, ek het môre 110 goedes om te doen. En jy kan hier sit met 'n glimlag. Maar jou gedagtes is op 'n ander plek. Ek vra elkeen van u vanmôre, wat bedink jy? Waar is jou gedagtes? Hier selfs mense hier vanmôre, as ek nou hierop die vinger lê nie, weet ek, mense se gedagtes is al klaar op 'n ander plek. Ons is al net in die teenwoordigheid. En net so kom die vyand. En hy divert jou gedagtes. En die saad word gesaai, maar die voëls van die hemel, die vyandige mens, net daai onkruid, 'n vyandige mens het kom onkruid saai. 'n Vyandige mens het gekom en die saad kom wegpik. Want ons gedagtes is nie onder kontrole van die Heilige Gees nie. Ons dink net wat ons wil. As jy hier sit vanmôre en jou gedagtes al klaar op 'n ander plek, weet dit, jy word gelei deur jou vlees. Moenie dink dat jy gaan sommer net ervarings en belewennisse met God hê en God gaan meer van homself openbaar as jy jou eie gedagtes nie onder sy kontrole kan bring nie. As jy dit nie eens hier kan doen nie, wat is die kans jy gaan dit daar doen? Wat is die kans? So, hy sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Wat bedink jy? Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Paulus draai nie doekies om hier nie. Ek lees hier van 'n goue middeweg nie. As jy vleeslik is en vleeslik bedink, is jy 'n vyand teen God. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want die onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Liewe vriende, Paulus is baie duidelik hier, dat as jy in die vlees wandel, is dit onmoontlik om God te behaag. You cannot. So ek vra jy vandag, word jy gelei deur die Gees, of wandel jy in die vlees? Now that is the big question. Wat beteken dit om te wandel in die vlees? Dit beteken, jy word gedryf deur jou vleeslike aptyte. Jou vleeslike drange. Dis waardeur jy gelei word. En Paulus leer, dat as jy gelei word deur jou vleeslike aptyte, dan produseer dit die werke van die vlees. As jy gedomineer word deur jou vleeslike drange, dan produseer dit die werke waarvan Galasiërs 5 praat. Wat is die werke van die vlees? Kan ons dit gou lees? Is dit reg? Gou terug daar by Galasiërs 6. Galasiërs 5. Galasiërs 5. Het ek toch gesê Galasiërs 6? Nee, ek sê Galasiërs 6. Maar ek sê Galasiërs 5. Besluit julle vir wie julle wil luister. Vir Paulus, of net vir Paulus. Kyk gou wat sê vers 20. Hy sê vers 19, hy sê die werke van die vlees is geopenbaar. Met ander woorde, dis nie geheim nie. Meet jouself hier aan, of jy in die vlees is, of in die gees. Hy sê die werke van die vlees is geopenbaar. Okay? En die eerste 3 werke het alles te doen. Hoor mooi, mag ek die woord gebruik? Het alles te doen met seksualiteit. Interessant, dat hy 3 van die werke begin met seksuele onreinheid. Kyk wat sê hy. Hy sê dit is geopenbaar, naamlik oorspel. Oorspel is wanneer jy in die huwelik is, wanneer jy 'n lewensmaat het, en jy intiem verkeer met ander maats buitekant die huwelik.
Dis oorspel. Hoerery, wanneer jy nie getroud is nie, en jy verkeer in intieme aksies, buitekant die huwelik, is in die vlees, en dis 'n afskuw in die oë van die Here. Dit is wat hoerery is. Praat nie net van die werkers op die straat nie. As jy in 'n seksuele verhouding is, buitekant die huwelik, word jy geklassifiseer as 'n die Bybel sê, as 'n hoereer. En broer en suster, dis ook my verlede, maar die Here het my gewas en my gereinig. Maar hier staan ons vanmôre, en jy het 'n keuse vanmôre, as jy nog nie in die huwelik is nie, of jy in die vlees wil wees, of in die gees. Ek wens, ek het hierdie dinge geweet, en dit beoefen, vroeër in my lewe. Maar I was also guilty. Maar wie weet, die vuilste sonde, maak hy rein. Dis hoekom ek met vrymoedigheid gaan praat, amper so in die derde persoon, asof dit nie ek was dit, because I'm a new creation. Ek leef nie meer onder veroordeel, want ek het dit bely en luister. Onreinheid, dit praat van perverse seksuele gedrag, onnatuurlike seksuele gedrag in 'n mens se lewe. Hy praat van ongebondenheid. Dit beteken, jy leef 'n lewe van sonde, maar jy voel nie eens skuldig daaroor nie, want jy's ongebonde. Losbandigheid. Ja, jy leef losbandig. Inteendeel, jy sal by so 'n plek dat jy keer dit eintlik goed wat jy doen. Hy praat van afgoderry. Dit spreek van om enige iets anders in jou lewe te aanbid behalwe God. En moenie dink aan standbeelde en bome nie, ja, dit ook. Maar sommige mense aanbid materialisme. Sommige mense aanbid hulle geld. Hulle aanbid sport. Jy sal 'n Sondagdiens afstel as die Springbok in die All Blacks speel in dienstyd. En dan maak jy nog 'n swak verskoning, ek voel nie lekker nie. Dan lieg jy ook nog daarby. It's amazing hoe skielik jy siek raak op 'n Saterdag aand as jy weet Sondagoggend. Dit gebeur nogal, hoor. Ja, dit gebeur. Skielik begin jou keel nie lekker voel. Teen Sondagoggend het jy 'n kop seer, die neus lopend. Né? Ja, moet nie so onskuldig lyk nie. Ons almal het dit al gedoen. Ek staan eerste. Nie ons nie. Hè? Nie nou meer nie. Alright. So met ander woorde, enigste wat jy aanbid, bo God. Towery. Pharmakia. Met ander woorde, die gebruik van dwelmmiddels om jou gedagtes en jou geheue en jou bewustheid te manipuleer. En moenie dink net aan die misbruik van drank, selfs die pille wat jy drink. Weet jy hoeveel mense is verslaaf aan pille? Pharmakia, ja. Ek onthou van mense wat ek geken het, die vrou was verslaaf aan grandpa's. Kan nie sonder 'n grandpa. Vir minder as 'n uur nie, dan moet sy nog 'n grandpa. Sy voel nie sleg nie, maar grandpa's moet ek drink. Ek was op 'n stadium verslaaf aan Disprins. Die smaak van Disprins. Ja. Ek moes dit afleer. Wie hou nie van Disprins nie? Die blou pak. Maar dit is wat towery is. Wanneer jy verslaaf is aan hierdie goed. Ek praat nie van dit gebruik as jy dit regtig nodig het nie. Ek praat van mense wat dit gebruik uit gewoonte. En wat gebeur wanneer jy oorgee aan hierdie begeertes van die vlees, dan gaan dit oor na bitterheid en haatspraak en jaloesie, selfs moordgedagtes, selfmoordgedagtes, was gevolg van skuldgevoelens. Maar as jy verder lees, as hy gaan daar towery, dan begin dit vyandskap, twis,
jaloesheid, toornigheid, naaiwer, al daai goed is. Dis waartoe hierdie goed lei, as jy jouself oorgee daaraan. En dit is die werke van die vlees. Dis die werke van die vlees. Kyk gou vinnig wat sê Efesiërs 2, aangaande die vlees. Hy sê daar in vers 2, lees hom in vers 1, ons ken het. Hy sê, julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het. Dit is verlede tyd. Tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die natuur gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Het gewandel volgens die begeerlikheid van ons vlees, dis die werke van die vlees, mense. Maar wat sê Paulus? Hoe moet ons, wat sê ons is kinders van die Here? Yes. Hoe moet ons onsself gedra? Wat is Paulus se beskrywing van die kind van God? Kyk gou, wat sê Galasiërs 5, daar waar ons is, maar vers 24. 24. Man, ons kan 22 lees as hier wil, maar ek lees vers 24. Hy sê, hierso is, as jy sê, is 'n kind van God, en jy behoort aan die Here, dis wat ons moet definieer. Vers 24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Met ander woorde, as jy sê jy is 'n kind van God, dan sê jy by uitstek dat my vlees heers nie meer oor my lewe nie. Ek reken myself as ware dood vir die sonde en vir my vlees. Want Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Wat het Paulus geleer? Nie Paulus, die Jesus geleer in Matteus 16 vers 24. Hy het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Wat moet ek verloon? Jy verloon jou vleeslike begeertes. Dis die kind van God. Dit is ons taakomskrywing, is die kastyding van die liggaam. Korintiërs 9:27 is die verloning van die vlees. Ons moet vernuwe word in ons denke dag na dag. Korintiërs 9:27, kastyding van die liggaam. 1 Korintiërs. Okay, so dit is wat van die kind van God verwag word. Broer en suster, permission to speak freely. Dit is hartverskeurend om te sien, wanneer jy oorgee aan die vlees, die verwoesting en die pyn wat dit teweegbring in 'n mens se lewe. Jy verwoes jou eie lewe. Veral die kind van God, maar jy wandel nog in die vlees. Jy sien, die kind van God het 3 vyande. Die wêreld, die vlees en die duiwel self. Moenie dink as jy kind van God is, dat die vlees, jy moet jouself doodreken daarvoor. Die vlees is nog daar. En as jy jouself nie gaan doodreken daarvoor nie, sal die vlees later oorneem en dit sal heers. Jy dra die naam kind van God, maar jy word nog verheer deur die vlees. Hoe dink jy gaan jy God behaag daardeur? Ek wil terug, ek moet onthou, ons het gesê ons wil meer van die Here hê. Ja. Maar wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat rein van hart en skoon van hande is. Jy sê ek is happy met the average Christian lifestyle. Ek sê nie, dit is 'n saak van hemel en hel nie. But my goodness,
Your way to hell is going to be a rocky road, let me tell you that. Jy gaan permanent dors wees. Dit verwoes jou lewe. En weet jy wat maak dit nog erger? Dit raak mense se lewens rondom jou. Ander mense se lewens word geraak omdat jy deur die vlees gelei word. En in baie gevalle word ander mense se lewens in jou familie, onder jou vriende, onder jou medewerkers, ander se lewens word verwoes omdat jy gelei word deur die vlees. Ek wil dit mooi oordink. Kan ek 'n bietjie verder vat? Aanvanklik lyk die vleeslike dinge baie aantreklik. Dit lyk baie begeerlik. Want die wêreld kleed dit vir jou so in. Be a man. Down the line. Peter Stuyvesant, sal hy cowboy daar in die boom. Dit. Onthoulik Peter Stuyvesant, die cowboy in die boom. Op wat was dit? Op 'n pad. Wat was hy? Was die cowboy op die pad? Dan wie het in die boom gesit as hy gangster? Lexington. Was dit Lexington? Jy is te jong vir dit, jy sal nie weet, hy advertensie het voor jou gehoor. Maar dit lyk onskadelik. Dit lyk onskadelik, hulle laat dit so aantreklik lyk. En dis wat die wêreld doen. Hulle kleer dit vir jou in. Maar broer en suster, wanneer jy oorgee aan daardie goeder, wanneer jy deur die vlees gelei word, is die eindresultaat tragedie, ellende. En wanneer ons, as ware kinders van die Here, het ons ware kinders van God hier. Kan ek net sien, is daar 5 wat sê ek word deur die Gees gelei. Dat almal ware kinders van die Here. As die Here nou kom, gaan hierdie hele kerk hemel toe. Ja. Halleluja. Julle moet daai gelykenis van die 5 verstandige en 5 onverstandige maak, julle moet daai gaan lees, hoor. Julle moet daai Matteus 5 gaan lees van Here, ons het U naam duiwels uitgedryf, want hy sê Here gaan weg. Gaan lees dit weer daai. Ek sê nogal Vrydag vir ons broers en susters. Ek sê nie wie sien is my medebroers en susters. Toe sê ek, weet, is dit nie interessant nie? Ons almal dink altyd, hoorie, my saak is reg, ons gaan. Onthou jy hoeveel disippels het Jesus gehad? 12. Een van daai 12 sou Jesus verloon. Maar het jy agtergekom toe Jesus by die avondmaal sit, toe sê hy die een met sy hand in die skottelsteek, as hy met my sal verraai. Maar toe Jesus sê een van julle sal my verraai, wat was die disippels se reaksies? Was dit dalk ek? Jy sien, niemand het geweet wie dit is nie. Hulle het eintlik hulle self geondersoek. Dit was nie ding van, ja Judas, die Here praat met jou, hoor. Nee, almal het gevra. Nee, is dit dalk ek? Nee? En selfs Judas ook, en glo my, as Judas die tyd geleef het, hy sou ook op radio, Tygerberg, heeltyd sy radiostasie gehad het. Hy sou ook met 'n lekker leer Bybel rondgeloop het. Hy was een van hulle. Maar een in die 12 het Jesus verraai. Dit is nie so maklik om te sien wie is die onkruid en wie is die koring. Jy mag dalk dink, jy is koring, maar dalk is jy onkruid. Ek bid God dat hierdie onkruid is tussen ons. Maar dit was die gelykenis wat vir ons gegee is. Daar's koring en onkruid en hulle leef saam. Hulle is in dieselfde spasie. Mag die Here ons help. Dat ons nie onkruid is nie, maar koring. En ons sien dat die wêreld wil dit vir ons aantreklik maak. En wanneer ons as kinders van die Here goeie waardes en standaarde wil voorstel en aanbeveel, wat doen die wêreld? Hulle waarsku ons. Hulle dreig ons. Moenie julle waardes op ons afdwing nie. Het jy dit al beleef? As jy dit wat reg is voorstaan en wil aanbeveel, nie afdwing nie, net aanbeveel, dan draai die wêreld teen jou.
Is dit nie interessant nie? Maar wat in die wêreld? Hulle droom hulle waardes aan ons keelgatte af. Want hulle staan die vleeslike voor, en hoor jy, hulle promoveer het net soos wat hulle kan. Hulle gebruik musiek om dit te promoveer. Stap jy in 'n winkel in, speel daar liedjies van, I want you tonight, you know. Die goed wat speel, ek kom brood koop. Nou moet ek hierdie goed luister. Hulle druk het in my keelgat af. Die media, advertensies, rolprente, free love for everyone. As dit goed voel, doen dit. Dit word vir ons afgedwing. Ja, liewe vriende. Dis die wêreld waarin ons leef vandag. Dis 'n omgekeerde wêreld, is dit nie? 'n Wêreld wat die dinge goed praat, wat die Bybel sonde noem. En wat is die eindresultaat? Kyk na ons kinders. Kyk na ons kinders op skool. Ek praat baie met my seuns wat op skool gaan. My kinders sê daar's kinders wat die ergste, vieslikste goeders doen. Dan word hulle uitgevang. En weet wat is nog erger? Hulle voel nie eens sleg daaroor nie. Hulle voel nie eens skuldig daaroor nie. Want hoekom? Ons kinders word van kleins af geïndoktrineer. Deur media, deur skoolstelsels, deur die samelewing, soms in hulle eie huise word hulle geïndoktrineer. Daar is niks verkeerd daarmee om te doen wat goed voel nie. Verlustig jou in die dinge van die vlees. En dit, die resultate, is wat ons sit met ons kinders. Die Here help ons. En sê, dis die wêreld waarin ons leef. 'n Wêreld wat sê, geniet jouself. En 'n wêreld wat sê, moenie skuldig voel nie. Moenie dat ander mense jou skuldig laat voel nie. Ag, inteendeel, moenie eens om verskoning vra nie, want jy's jou eie mens. Dis jou liggaam. Ek sal doen met my liggaam wat ek wil. Die eie ek. 'n Kind van God hoort nie so te praat nie. En as dit die lewe is wat ons leef, weet dit, die uiteinde is verwoesting. Jy verwoes jou lewe en jy verwoes ander se lewe rondom jou. Begeer jy om meer van Jesus te hê? Dan moet ons afstand doen van die goedes. Wat is die oplossing, my vriende? Wat is die oplossing? Galasiërs 5:16 gee vir ons die oplossing. Wandel deur die Gees. Wat beteken dit om te wandel deur die Gees? Kom ons begin by die eenvoud daarvan, en dit is, jy moet vervul word met die Heilige Gees. Jesus moet op jou blaas en sê, ontvang die Gees, en dan moet jy nog krag ontvang, nadat jy die Gees ontvang het, wat op jou kom, vir toerusting, vir disipelskap. Nommer 1, sodat jy 'n disipel kan wees, en dat jy ook kan gaan disipuleer. Word vol van die Here, deur sy Gees. En laat die Heilige Gees jou rig en lei en stuur. Jou gedagtes, jou fokus moet wees op die dinge van God. Op die dinge wat lieflik is. Kolossense 3, bedink die dinge wat daarbo is, vers 2 en 3, waar God is. Soek die dinge daarbo. Filippense 4:8, alles wat lieflik is, alles wat goedertierend is, alles wat regverdig is, alles wat loflik is, bedink en doen dit. Dit is wat ons moet doen as kinders van die Here. Wat het Paulus geleer? In Romeine 8 het gesê, vers 14, die wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vers 16, Romeine 8 sê, sy Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Dis die oplossing, in eenvoudige terme. Kyk wat sê Galasiërs 5:18. Hy sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Vers 24,
maar die wat aan Christus behoort, deur die vlees met sy hartstogte begeer, ek julle gekruisig, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Dis wat Efesiërs 4 sê, wandel waardig die roeping waartoe jy geroep is. Jy kan nie waardig wandel as jy nie deur die Gees wandel nie. Jy moet vol wees van die Heilige Gees. Amen. Anders sal jy beswaarlik die Geeslewe kan leef. Jy kan nou saamstem of sê, nee, ek stem nie saam nie, I don't care. Dis wat die Bybel sê. Dan moet jy maar met die Bybel gaan worstel. Moenie met my worstel nie. Gaan maar na die Bybel en gaan praat met die Here daaroor. En as jy deur die Gees wandel, wie wandel deur die Gees? As jy deur die Gees wandel, wat is die resultaat? Die vrug van die Gees. Nou kom ons by jou vers. Die vrug van die Gees. Dis die resultaat. En wat sê hy? Die vrug. Kom jy agter vrug. Enkelvoud. Nie vrugte nie. Vrug. Die vrug van die Gees is liefde. Enkelvoud. Let mooi, enkelvoud. Die vrug van die Gees is liefde. En al die ander dinge wat daarop volg, wat genoem word, is eienskappe, karaktereienskappe, wat vloei vanuit die vrug van liefde. Jy sien, wanneer jy met God ontmoet, jy weergebore word, dan stort God sy liefde in jou hart uit. Jy sien, die wêreld ken nie liefde nie. Die liefde van God is nie welis nie. Dis nie eros, die wêreldse soort liefde nie. Dis agape. Dis 'n ander soort liefde. Dis 'n liefde wat God in jou hart uitstort. Dis 'n liefde wat lewe om te gee. Dis 'n liefde wat nie selfbehep is nie. Wat nie leef vir eie gewin nie. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee. Agape liefde is 'n gee liefde. En hierdie liefde is so ryk. Dit is so onvaardig hierdie agape, dat God het dit nodig geag, dat dit verder gedefinieer moet word, deur al die eienskappe, wat hy vir ons gee, hier in Galasiërs 5. Wat is die eienskappe? Maar kom ons gaan gou, want ek sien, ek moet by my woord hou. Is ek nog by my woord as ek binne 5 minute klaar maak? Is ek nog? Okay, 5 minute. Okay, die vrug van die Gees is, Herman, help my gou hierso man. Liefde en dan? Blydskap. Mense, 1 Petrus 1 vers 8. Hy sê mas, al het ons hom nie gesien nie, tog glo en ons verbly met 'n onuitspreeklike blydskap. Jimmy Swaggart sê, it's joy unspeakable and full of glory, full of glory. Dit is die onuitspreeklike, dit borrel uit jou uit. Luister, jy kan nie blydskap dink nie, man. Hy net sê ek is bly, maar as ek jou kyk, dan lekker jy dan pocket suurlemoen opgevreet. Blydskap is iets wat mos, jy kan het sien, hy is net genigtig, man. Blydskap, man, as jy bly is, man, as jy nou by die bank stop, en as 100 miljoen in jou rekening getal, ek wil nie meer gaan by die bank staan. Luister, jy gaan op en af spring, jy gaan by Pick n Pay gaan, jy dalk nie, want jy weet die mense moet weet hoeveel geld jy het. Maar allemaal van jou geld. Maar daar's dinge, as jy regtig bly is, jy kan dit nie inhou. So, onuitspreeklik, ek het Jesus gedeel, jy het Jesus vir 'n oomblik gesien, en jy moet jou verbly met 'n onuitspreeklike blydskap, dat God dit goed gedink het, en jou waardig geag het, om vir jou daai deel te gee. Wow. En dan, Herman, wat kom nou blydskap lief? Help my gou, vrede. Filippense 4:7. En mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, julle harte en julle sinne bewaar
Mense, dis 'n vrede. Weet julle wat is hierdie vrede? Dis 'n vrede wat jy met God het in die eerste plek. Jy sien nie in stryd met God nie, man. Jy beklei nie meer teen God se wil in jou lewe nie. Jy probeer nie meer weghardloop van God af nie. Nee man, ons is nou aan dieselfde kant. Ons veg nou vir dieselfde span, man. Jy weet, hy sê daar in Jesaja 45:9, hy sê, wee die een wat teen sy formeerder, is dit nou rebelleer of twis, ja, wee hom wat teen sy formeerder twis. Ek is nie meer in twis met my formeerder nie, man. Ek stem nou saam. Ja, Here, U weet wat die beste is. Wat U sê is wet, wat U sê is goed, wat U sê is reg. Né? So ek probeer nie meer met hom stry oor goed. Wie stry nog oor wat die Bybel te sê het oor ons moet doen? Hou op stry, man. Die Here weet beter. OK? Onthou julle die Arcturus-ster. Ek meen, hy is iemand die Arcturus-ster. Daai Job 38:32, né? Ek meen, hy kan sterre rig en lei. Die Arcturus-ster. Hæ? 400 miljoen myl in deursnee, beweeg teen 'n spoed van 403 km/h. Dis die God wat ons dien. Wie is ek om met hom te redeneer? Kan jy daai ster vir ons in die regte rigting loop? Nou op redeneer met die Here, man. Los dit vir hom, hy weet wat hy doen. OK? So het vrede met God. Wat sê Jesaja 57 in my laaste 2 minute? Ek moet nou move. Jesaja 57. Hierdie goedjies werk, hoor. Hierdie goedjies werk. Daar's dit. Jesaja 57. Kyk gou wat sê vers 20. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kom nie tot rus nie. En sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Geen vrede vir die goddelose nie. Maar ons het vrede, want ons is nie meer in stryd met God nie. En as jy vrede met God het, wat is die gevolg? Nou het jy vrede met jou medemens. Jy kan nie vrede met jou medemens hê as jy nie vrede met God het nie. En as jy vrede met jou God het, met jou medemens, guess what? Dan het jy vrede met jouself. Amen. Die een lei na die ander. Blydskap, vrede, lankmoedigheid. Ja, daar is 'n groot een. Né? Met ander woorde, jy's nie oorhaastig nie, man. Jy's nie onverdraagsaam met mense nie. Jy's nie haastig om mense se foute te wil uitwys, né? Né? Inteendeel, jy het amper 'n beskermende houding. Né? Ander mense lyk my as hulle ministry net om ander mense te ontbloot. Wat het Kolossense 3:13 gesê? Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook mekaar. Jo, en was die Here nie verdraagsaam met Job? Hy was baie verdraagsaam. Ek met my ook so by the way. En so met ons met mekaar, daai selfde gesindheid. God was lankmoedig met my. Maar ons is baie keer so kortsigtig met mekaar. Of ons sal in eendag die saadjie saai, nat maak, die saad moet groei en jy moet 'n geheiligde wees, 'n volwasse Here oornag. Nee, ek en Johan praat baie sê ons nee man. Nee. Gee die koring tyd om te groei. En dan nou as jy gaan kyk, want jy soek mos die vrug, né? Jy soek mos die vrug. Dan gaan kyk en sê, o wag, daar begin iets ontwikkel. Daar begin. En ek kyk sommer my eie lewe en sê, o nee, hier ontwikkel nou nog iets, né? Want ons is geduldig met mekaar. Wees geduldig met ander soos wat jy met jouself is, man. Hæ? Hoeveel geduld het jy vir jouself? Hoeveel verdraagsaamheid, lankmoedigheid het jy met jouself? Jy moet 'n bietjie weer Korintiërs 13 gaan lees, man. Wat hy sê, die liefde verdra alles. Né? Hoop alles. Die liefde bedek, gaan lees Korintiërs 13, veral daarvan na vers 4 tot 7. Die liefde bedek. Die liefde maak nie oop bloot nie. Dit wil eintlik toemaak, ek wil jou eintlik beskerm, want jy's God se eiendom. Ja, die vyand het bietjie kom vernietigingswerk doen, maar ek wil sien dat jy terugkom by die Here en dat jy groei en dat jy ontwikkel en dat jy kom tot die volle grootte in Christus. Maar dit gaan nie help dat ek gaan vertel nou vir die wêreld al Rina se skandes. Né? En ek gaan vertel vir hulle jou verlede en jou huwelikslewe en alles. Hoe gaan dit jou help om te groei in die Here? Nee, liefde maak toe.
om hulle self te regverdig. Ja. Nee, daar's 'n verskil om dwaling uit te wys en sonde uit te wys. Ons praat nou van hier onder die gemeenskap van gelowiges. As ek jou vang op 'n misdaad, gaan ek jou nou volgende Sondag op die kansel kom staan. En vir almal vertel ek, hoorie, pas op vir die vrou. Sjoe, hoorie, sy het hier meer op haar wat skrik vir niks. I don't do that. Ek gaan op die Vader. Want hy beskerm. Die wêreld is 'n ander standaard en dwaallering is 'n ander standaard. Ek meen, wys dit uit, teken sulke mense. Wys dit uit. Alright? En as jy oordeel regverdig oordeel. Alright? So, nee, daar's definitief, ek verstaan dit heeltemal. So lankmoedigheid, vriendelikheid. Hey! Jy luister man, jy's kalm. Jy's 'n kalm ouetjie. Jy word nie sommer toornig oor goedes nie, man. Hè? Word nie sommer opstandig nie, man. Jy word nie sommer ontstel nie. Nee. Wat sê Filippense 4:5? Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Né? Die Here is naby. Né? Die Here is naby, so wees vriendelik. Ja, dit is 'n bietjie vriendelik ook vir 'n slag. Hè? Vriendelikheid. Goedheid. Man, jy word gekenmerk deur goed doen. En jy doen nie goed om gesien te word nie, jy doen goed want dit is 'n uitvloei van die vrug van die Gees. Goedheid, getrouheid, jy's betroubaar. Jy kan vertrou word. Ek kan op jou staat maak. As jy 'n getroue mens. Ek vra of jy getroud is nie. Ek vra, is jy getrou? Dankie vir die getrouheid in hierdie gemeente. Want dit is 'n vrug van die Gees. Sagmoedigheid, die teenoorgestelde van woede. Selfbeheersing, jy leef 'n beheerde, gekontroleerde, Heilige Gees geleide lewe. Jy gaan nie oorboord met dinge nie. Veral met werk en eetgewoontes. You don't indulge. Moeilik vir my hoor. Maar ons moet selfbeheersing beoefen. Alright. En wanneer ons die vrug beoefen, luister, wanneer jy in die Gees wandel, né, en jy, dan is die uitvloei is die vrug van die Gees. Johannes 15:5 wat sê dat as jy in Christus is en hy en hou, ag kom bid, help my goed daar. As iemand in Christus is jou, dan dra jy veel vrug. Né? Want sonder my kan julle niks doen nie. Hy wat in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So broer en suster, ek wil vir jou vra, is dit die karaktereienskappe wat jy soek in jou lewe? Hierdie vrug? Jy kan sê ja of nee. Want kom ek sê vir jy, daar's iemand wat dit wel soek, en dis God self. Hy soek daai vrug in jou lewe. Jy sê 'n vrug, waar kry jy vrug? Waar kry jy vrug? Op 'n boom. Waar kry jy bome? Op 'n plaas of in 'n tuin. Nee. Jy sien die Here wil in die tuin van jou lewe instap. En hy wil die vrug kom geniet wat jy dra. Hy wil nie in 'n fabriek instap nie, man. Jy weet, die vlees is mos werke, die werke van die vlees. Waar word werke? Dis in 'n fabriek. Werk. God wil nie in jou fabriek instap om kyk wat se klomp werke jy het. Hy wil in jou tuin kom in. Né? So kan ek vra? Ek is nou klaar. Gaan ons wandel deur die vlees of die Gees? Wie het gesê vlees? Johan? Pas op. Ons gaan wandel deur die Gees. Wie gaan wandel? Staan, laat jy net sien. Staan so 'n bietjie, wie gaan wandel deur die Gees? Wie gaan wandel deur die Gees? Onthou die Here sien, hè? Die Here sien. Né? Dis jou keuse. Of jy gaan wandel deur die vlees of die Gees. As jy wandel deur die vlees, as jy wandel deur die vlees, maak maar net reg vir die gevolge. Want die gevolge is onrus. It's turmoil. Die gevolge in jou lewe is agteruitgang. Jy gaan sien jou lewe gaan agteruit. Tot jou gesigsuitdruk, tot jou gesig, jou voorkoms gaan ook agteruit. Het jy al gesien mense wat oorgee aan die vlees? Hulle is 30 jaar oud, maar hulle lyk 70. Het jy al gesien? Alles gaan agteruit. Né? Ek weet, ek het hier ook 'n bietjie agteruit gegaan, maar hier gaan ek minstens vooruit. Hier gaan ek vooruit. Hier gaan ek bietjie agteruit.
Maar hier gaan ek voor. So jy kan kies, jy kan die gees wandel en agteruit gaan en onrus beleef, of jy kan in die gees wandel en die vrug van die gees in jou lewe ervaar, liefde, vrede. Dit is mos lekker dinge. Dit is goed wat ek begeer. Wie begeer hoerery? Wie begeer onreinheid en oorspel en al die ongebonde? Ek soek nie dit nie, man. Ek soek vrede. Dit is mos lekker dinge. Maar wat jy moet ek wandel deur die gees. En as jy wandel deur die gees, gaan jy meer openbaring van God kry en hy gaan homself op wonderlike maniere in jou lewe uitspeel. Dis wat ek begeer. Alright, maar dis jou keuse. Jy gaan sien, julle staan nou maar, steek maar sommer die hand op. Wie gaan wandel deur die gees? Dit net gesien. Ja, kom ons bevestig dit maar 2 maal. Kom, hou sommer daar. Here, U is nou die getuie hier in ons midde. Ons staan vanmôre as mense wat deur die gees van God gelei word. U woord is ons maatstaf, dis ons kompas in ons lewe. En Here, ek roep U vanmôre as 'n getuie om te kom kyk die wat vanmôre hulle self toewy daaraan. Om te sê ek gaan wandel deur die gees. Hier staan nooit, Here. Ek bid dat U met die krag van die Heilige Gees opnuut sal toerus, dat hy in staat sal wees om in elke situasie God te behaag en te sê, Here, ek gaan nie my vlees volg nie. Ek gaan die gees volg. Hier is mercy on. Dankie, Here, dat U haar gaan help om in alles U te behaag en deur die gees van God gelei te word. Al my vriende, hier staan my ou vriend, en Here, 'n jong man in die Here. Maar mag hy in hierdie dag ook by hierdie kommitment staan om te sê, ek gaan nie dat my vlees oor my heers nie. Ek gaan deur die gees van God gelei word. In Jesus naam, ook my vriend hier, Here, mag hy vir U 'n sterke getuie wees, as iemand wat die Here dien, deur in die gees te wandel, en nie deur sy vlees oorheers nie. In Jesus naam. Vir elkeen, Here, ek bid ook vir myself, Here, dat U my sal help, dat ek ook deur die gees van God gelei sal word, en nie deur die vlees nie. Dat ek kan sê, saam met die Josua, dat ek in my huis, ons sal deur die gees van die Here gelei word. Vergewe ons, Here, daar waar ons gefaal het, daar waar ons gefouteer het, en help ons op ons pad vorentoe. Laat ons gedurig deur dood sal reken vir die vlees. Laat ons gedurig deur ons liggaam met sy begeerlikhede sal doodmaak, en dat ons lewend sal wees net vir U. Ek vra dit in Jesus naam. Van daar agteraf, Here, U sien al die pad tot by Jakobus en sy vrou in die hoek, tot hier voor by Maria. U sien ons almal. Niemand gaan voor U verby, ongesiens nie. En Here, ek wil tog nie vir U lieg nie. En Here, hier staan ons. Help ons, dat ons nie as leuenaars uitgeken sal word. Ek vra dit in Jesus naam. En ek dank U nou, want ek voel sommer, ek sien dit, hoe hierdie gemeente geestelik gaan groei. Ek sien hierdie koning Are so opskiet tussen die onkruid. En dat daar veel vrug voortgebring sal word. Ons gaan by mekaar kom vrug eet. Ek gaan die liefde en die blydskap en die vrede en die lankmoedigheid. Ek gaan kom eet by julle. En ek nooi julle, kom eet ook by my. Kom eet ook so 'n bietjie lankmoedigheid en sagmoedigheid by my. En kom eet en selfbeheersing en al hierdie dinge. Ek sien dit in my gees, want ons gaan deur die gees van God gelei word. Amen. Sê bietjie saam, ek in my huis. Ons gaan deur die gees van God gelei word. Halleluja. Amen. Amen.